Goeiedag vriende en baie welkom by SA Gemeente se aanlyn erediens vandag. Waar jy ook al vandag inskakel, of jy in jou sitkamer is of by die kombuistafel, koffie in die hand, of dalk sommer tussen die kinders en die geraas en die gewone Sondaglewe, mag hierdie oomblik vir jou 'n rusoomblik of 'n rusplek word. Vandag is die Sondag na Hemelvaartsdag. En ek wonder of jy ook al daaraan gedink het, hoekom vier ons nie Hemelvaart altyd met dieselfde gevoel en opgewondenheid as Kersfees of Goeie Vrydag of Paasfees of Pinkster nie. Kersfees het die liggies, Paasfees het hierdie opstandingsvreugde en dan Pinkster het vuur en wind. Maar Hemelvaart, vir baie mense voel dit amper soos 'n vreemde kerkdag, iets wat ons bely maar nie altyd beleef nie. En tog is Hemelvaart nie 'n klein nagedagte in die evangelie nie. Hemelvaart is nie Jesus wat verdwyn nie, dis Jesus wat verhoog word. Dis nie Jesus wat ons los nie, dis Jesus wat regeer. En dis nie Jesus wat weg is en nou is ons verlate nie, dis sy identiteit en sy wese wat bevestig word. En daarom is Hemelvaart nie totsiens nie, maar dit is weersiens. Voor ons begin, kom ons sluit die oë en kom ons bid saam. Here Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. U wat gekruisig is, U wat opgestaan het, U wat opgevaar het na die hemel, open vandag ons harte, open ons verstande en help ons om te sien wie U is. Maak ons geloof seker, maak ons hoop lewendig, maak ons vreugde diep. Laat ons nie net na die hemel staar nie, maar as U mense op aarde leef, met aanbidding, met blydskap, met gehoorsaamheid en met oortuiging. Amen. Vriende, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van die Vader. Amen. Deur die eeue het die kerk groot momente van Jesus se lewe in die kerklike jaar onthou en gevier. Advent, Kersfees, Epifanie, Lydenstyd, Paasfees, Pinkster. Maar een van hierdie groot gebeurtenisse, soos ons gesê het, is Hemelvaart. En dit word soms half misgekyk. Dit is alhoewel belangrik daarom dat ek en jy vandag stil staan. Want Hemelvaart antwoord 'n klompie vrae wat diep in ons leef. Soos, waar is Jesus nou en wat doen hy? Is hy nog betrokke by my lewe, by sy kerk? Regeer hy regtig in 'n wêreld wat soms so de mekaar lyk? En wat vra dit van my as gelowige in hierdie wêreld? Lukas se besonderse evangelie help jou en my daarmee. Lukas begin sy evangelie deur te sê hoekom hy skryf. Hy skryf nie sommer net 'n mooi storie of net 'n herinnering neer nie. Hy skryf sodat gelowiges, soos Theophilus en ons ook, saam met hom sekerheid kan hê. Daarom sê Lukas 1 verse 1 tot 4 as ons daarna lees. Baie het reeds probeer om 'n verhaal saam te stel oor die dinge wat onder ons tot vervulling gekom het, soos hulle dit aan ons oorgelewer het, hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars was van die woord. Daarom het ek dit ook goed gedink, nadat ek alles van vooraf noukeurig ondersoek het, om dit ordelik vir u neer te skryf, hooggeagte Theophilus, sodat u die sekerheid kan hê oor die dinge waarin u onderrig is. Daardie laaste woorde is belangrik, sodat jy die sekerheid kan hê. Want geloof is nie blind spring in die donkere nie. Geloof is nie maar net hierdie gevoel wat vandag hier is en môre weg is nie. Geloof is sekerheid en oortuiging. Geloof is kennis wat vertroue word. Vertroue wat oortuiging word. En oortuiging wat jou laat leef en bely dat Jesus Christus werklik die koning is. Vir 24 hoofstukke neem Lukas ons saam met Jesus op sy pad en op sy reis. Ons sien Jesus preek, ons sien hom genees, ons sien hom verlorenes soek, ons sien hom sondes vergewe. Ons sien hom die koninkryk aankondig. Ons sien sy mag oor siekte, oor bose, oor die natuur, oor dood en selfs sonde. En ons sien dan die kruis en die graf en die opstanding. En uiteindelik kom Lukas by hierdie laaste wonderlike toneel. Jesus lei die disippels uit tot by Betanië, hy lig sy hande op en hy seën hulle. En terwyl hy hulle seën, word hy in die hemel opgeneem. Ons lees Lukas 24 vers 50 tot 53. Daarna het Jesus hulle uit die stad gelei tot by Betanië. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer. En hulle het God voortdurend in die tempelterrein bly prys.
Hierdie gedeelte hou vir ons groot en diep betekenis in wat ons vandag gaan ondersoek in 'n eenvoudige maar 'n kragtige funksionele struktuur. 1, die seën van Jesus se hemelvaart. 2, die reaksie op Jesus se hemelvaart en 3, die implikasie van Jesus se hemelvaart. Die seën by Jesus se hemelvaart is die eerste ding wat Lukas vir ons wys. Is Jesus gaan nie weg met 'n vinger wat beskuldig nie. Hy gaan nie weg met 'n gesig vol teleurstelling nie. Hy gaan nie weg deur te sê, nou moet julle maar self sien kom klaar nie. Nee. Hy lig sy hande op en hy seën hulle. Dink net daaraan. Hierdie disippels het hom nie altyd verstaan nie. Hulle het getwyfel, hulle het weggehardloop. Petrus het hom 3 maal verloon in sy uur van nood en by die kruis het hulle almal op 'n veilige afstand gestaan en tog is Jesus se laaste gebaar oor hulle nie oordeel nie. Dit is seën. Dit is genade in beeld. Nie omdat hulle dit verdien het nie, maar omdat Christus vol genade is. J.C. Ryle sê dit so mooi, He came to earth to bless and not to curse, and in blessing he departed, and he came in love and not in anger, and in love he went away. Dit is wie Jesus is. Jesus se hande is nie teen jou nie, dit is uitgestrek oor jou. Hy is ons Christus, ons Here, ons Verlosser, ons Vredevors, ons Koning, ons Middelaar en Priester, die offerlam wat ons met God versoen. En daarom is sy hemelvaart nie 'n verlies nie, dit is 'n bevestiging. Die seun wat gekom het om te red, keer terug na die Vader as die een wat sy werk volbring het. Philip Ryker stel dit so, whenever a minister pronounces the benediction, God's blessing is repeated. It is as if Jesus himself is lifting his hands over, nail prints and all, to bless us with his grace. Die tweede saak is ons reaksie op Jesus se hemelvaart. En dit is ook effens vreemd, want as iemand weggaan vir wie jy lief is jou reaksie gewoonlik hartseer. Maar Lukas sê, hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer. Dit is merkwaardig en eintlik ongelooflik, want die disippels wat 40 dae terug verward, verlore, bang en hartseer was, tree op in aanbidding en groot blydskap. Lukas gebruik die woord aanbid konsekwent met verwysing net na God toe. So wanneer die disippels Jesus aanbid, erken hulle hom nie net as 'n geliefde leermeester nie, hulle erken hom as Here, as God, as die opgestaane en verhoogde Christus. En hulle groot blydskap kom nie omdat hulle omstandighede makliker geword het nie. Hulle is steeds net 'n klein groepie disippels, hulle leef steeds in 'n moeilike wêreld. Hulle het steeds 'n groot roeping voor hulle. Maar iets het in hulle geloof verander. 40 dae na die opstanding het hulle deur ongeloof en twyfel geneem na sekerheid en oortuiging. En by hemelvaart aanbid hulle en gaan hulle met groot blydskap terug, want daar leef 'n sekerheid in hulle wat hulle met oortuiging laat optree en leef. Dit is geloofsekerheid. Hulle weet nou, Jesus leef. Jesus is die Messias. Jesus is die Seun van God. Jesus is die gekruisigde en opgestane Here. Jesus is die koning wat regeer. Die hartseer van afskeid word vervang met 'n blydskap van geloofsekerheid. En dit is vandag ook die vraag aan jou en my. Gedenk ek en jy hemelvaart met dieselfde aanbidding en dieselfde groot blydskap. Nie omdat alles in ons lewe maklik is nie omdat daar geen bekommernisse is nie omdat die lewe in Engeland of ons gesinslewe, werk, finansies, ons gesondheid of toekoms eenvoudig is nie, maar omdat Christus regeer. Wanneer ons vreugde verloor is dit dikwels omdat ons oë vasgehak het op alles rondom ons. Ons kyk ons vas in bekommernis en onsekerheid. Ons kyk ons vas in die nuus en die toekoms miskien, maar hemelvaart roep ons terug. Kyk weer na Jesus. Nie net die Jesus van Bethlehem nie, nie net die Jesus aan die kruis nie, nie net die Jesus by die leë graf nie. Kyk na die Jesus op die troon. Helen Lemmel se lied sê dit so mooi. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Die derde saak is die implikasies van Jesus se hemelvaart. Wat beteken hemelvaart nou regtig? Nie net as 'n gebeurtenis lank terug nie, maar vir vandag, vir my, vir jou, vir ons gemeente, ons gemeenskap, vir jou lewe in Engeland, Suid-Afrika, waar ook al jy is.
John MacArthur noem 'n paar belangrike implikasies van sy hemelvaart. Eerstens, Jesus se hemelvaart het die voltooiing van die verlossingswerk aangedui. So Jesus se verlossingswerk is voltooi en volledig. Aan die kruis het hy gesê, dit is volbring. Dus daar's niks wat jy by jou redding kan voeg nie. Nie jou prestasie nie jou geestelike CV nie jou goeie bedoelings of jou ordentlikheid nie, selfs nie eers jou kerklike betrokkenheid nie. Christus is genoeg. Dis die hart van die reformatoriese geloof. Ons word uit genade alleen gered, deur geloof alleen, in Christus alleen. So het Jesus se hemelvaart die einde van sy beperkings aangedui. Jesus het in sy menswording gestalte van 'n diensknegt aangeneem. Hy het werklik mens geword, hy het honger en dors en moeg geword, hy het gehuil en gelei en gesterf. Maar met sy hemelvaart keer hy terug na die heerlikheid van die Vader. John Blanchard sê dit treffend, when Jesus came to earth, he did not cease to be God, and when he returned to heaven, he did not cease to be a man. En dit beteken, daar is vandag 'n middelaar by die Vader wat ons menswees ken. Hy ken ons pyn, hy ken ons versoekings, hy ken ons broosheid en hy ken ons trane. So het Jesus se hemelvaart sy verhoging en sy kroning aangedui. Jesus is verhoog en hy is gekroon. Johannes Calvin sê, Christ's ascension into heaven was the real commencement of his reign. Hemelvaart is dus kroningsdag. Jesus sit aan die regterhand van die Vader. En dit beteken nie hy is passief nie. Dit beteken hy regeer. Hy is nie afwesig nie. Hy is regerend en teenwoordig. En so het Jesus se hemelvaart die uitstorting van die Heilige Gees aangekondig. Die hemelvaart wys vooruit na Pinkster. Johannes 16 sê, Jesus gaan nie weg om sy kerk alleen te los, hy gaan om sy Gees te stuur. Die kerk word nie alleen gelaat nie, die kerk word toegerus met sy Gees. En so het Jesus se hemelvaart die begin aangedui van sy voorbereiding van die gelowiges se hemelse tuiste. Jesus sê in Johannes 14, ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak. Hemelvaart beteken dus ook, daar is 'n toekoms, daar is 'n vaderhuis, daar is 'n bestemming, daar is 'n dag wanneer geloof sal oorgaan in aanskoue. En so het Jesus se hemelvaart ook aangedui dat die werk van evangelisasie aan sy volgelinge oorgedra word. Jesus se reddingswerk is voltooi, maar die getuieniswerk van sy kerk gaan voort. Die evangelie moet nog verkondig word, disippels moet nog gemaak word, mense moet nog hoor en weet, daar is verlossing, daar is hoop in Christus Jesus. En daarom lees ons in Matteus 28, as ons vers 16 tot 20 gaan lees, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die tyd. Matteus 28 help ons om hemelvaart prakties te verstaan. Matteus 28 bevat 3 groot sake: volmagsaankondiging, opdrag en belofte. Eerstens volmag. Jesus sê aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Dis nie net 'n mooi geestelike sin nie, dis 'n troosanker. Alles behoort aan hom, alles is onder sy gesag, alles staan onder sy heerskappy. Ons leef nie in 'n toevallige wêreld nie, ons leef in God se wêreld, onder Christus se koningskap. Tweedens, die opdrag. Jesus sê, gaan dan en maak disippels. In die Grieks is die hoofopdrag nie bloot gaan nie, dit is meer maak disippels. Dit gaan oor meer as net evangelieverkondiging. Dit gaan oor om mense in 'n persoonlike verhouding met Christus te bring. Dit gaan oor doop, dit gaan oor leer, dit gaan oor gehoorsaamheid. Dit gaan daaroor dat ons as gemeente gevorm moet word, ingebind moet word, koneksie moet maak en versterk moet word. Dit gaan oor 'n lewe wat Christus volg. En dan derdens belofte. Jesus sê, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die tyd. Dit is die groot hemelvaartsbelofte. Hy gaan, maar hy los ons nie. Hy vaar op, maar hy is nie weg nie. Hy word verhoog, maar hy bly Immanuel, God met ons. En daarom kan ons sê, hemelvaart is nie afskeid nie, hemelvaart is weersiens. Met 'n belofte, ek is by julle. Met 'n opdrag, gaan maak disippels en met 'n sekerheid, ek regeer
Alle mag behoort aan Christus. Vriende, dit is wat hemelvaart vir ons prakties beteken vandag. Ons aanbid want Jesus is nie net 'n goeie leermeester nie, hy is Here, hy is God, hy is koning. Ons leef met groot blydskap, nie omdat alles altyd maklik is nie, maar omdat Christus regeer. Ons het geloofsekerheid, nie omdat ons geloof altyd sterker voel nie, maar omdat Christus gesterf het, opgestaan het, opgevaar het, regeer en weer kom. En ons moet leef met daardie roepensgeoriënteerdheid. SA gemeente in die VK is nie net toevallig hier nie. Ons is hier om 'n geloofsgemeenskap te wees, om mense te help tuiskom. Ons is hier om 'n netwerk van geloof en hoop en liefde en ondersteuning te wees. 'n Plek waar jy God kan hoor praat, waar jy Christus werklik kan leer ken, waar jy met sekerheid en oortuiging kan leef. Hemelvaart maak van ons mense wat nie net wag vir die hemel nie, maar mense wat Christus se koninkryk op aarde leef. Vriende in ons Here Jesus Christus, Lukas 24 is die einde van Lukas se evangelie. Maar dit is nie die einde van God se verhaal nie. Jesus vaar op en die kerk gaan uit, Jesus regeer en die Gees word gestuur, Jesus seën en sy disippels getuig. En so staan ons vandag in dieselfde verhaal. Ons kyk terug na die kruis, ons vier die leë graf, ons bely die hemelvaart, ons wag op die wederkoms en ons leef nou hier met geloof. So kom ons vra dit weer. Gedenk ek en jy hemelvaart met dieselfde aanbidding en dieselfde groot blydskap as die disippels. En mag ons antwoord wees, ja Here. Nie omdat ons alles verstaan nie, maar omdat ons U ken. Nie omdat ons alles beheer nie, maar omdat U regeer. En nie omdat ons altyd sterk is nie, maar omdat U getrou is. Hemelvaart is nie Jesus wat wegraak nie. Hemelvaart is Jesus wat sy plek inneem, aan die regterhand van die Vader as koning, as middelaar, as Here van hemel en aarde. En daarom gaan ons vandag terug na ons lewens in die wêreld toe. Gaan ons uit van hier af met sekerheid oor ons opdrag, met aanbidding en met groot blydskap. Want Jesus leef, Jesus regeer, Jesus seën en Jesus kom weer. Kom ons bid saam. Amen. Here Jesus, ons aanbid U vandag as die opgestane en verhoogde Here. Dankie dat U hemelvaart nie beteken dat U ons gelos het nie, maar dat U ons ken. Dat U regeer en dat U ons roep. Dankie dat U ons seën, Here. Dankie dat U vir ons intree. Dankie dat U U Gees stuur. Dankie dat U vir ons plek berei en dankie dat U ons roep om U getuies te wees. Here, maak ons geloof vas, maak ons vreugde diep, maak ons gehoorsaamheid eg en opreg. En help ons om nie net hemel toe te kyk nie, maar hier op aarde U koninkryk te leef elke dag. Ons bid dit in ons Here, ons koning en ons verlosser se naam alleen, Jesus Christus. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen. Dankie dat jy vandag saam met my ingeskakel het. Mag jy hierdie week leef met die sekerheid, Christus regeer. Nie net oor die wêreld nie, maar ook oor jou lewe. Nie net oor die hemel nie, maar ook oor jou huis. Gaan dan met geloof, met aanbidding, met groot blydskap en met die wete. Hemelvaart is nie afskeid nie, hemelvaart is weersiens. Ek sien uit om jou volgende keer weer te sien. As jy deel is van SA gemeente of as hierdie bediening vir jou waarde het, wil ek jou nooi om bidend te oorweeg om die bediening te ondersteun, finansiëel deur gebed of by die kerk betrokke te wees. Jou dankoffer, jou betrokkenheid help ons om die evangelie te verkondig, om ons gemeenskap te bou en om mense pastoraal te ondersteun. En as die geloofsnetwerk van Suid-Afrikaners hier in die VK vir jou belangrik is, help ons om dit te bou en te versterk. Dankie vir elke gebed en elke bydrae en dat jy betrokke is om God se koninkryk te bou. Mag jy 'n wonderlike week hê en groetnis van huis tot huis vir 'n geseënde tyd. Tot volgende keer. Totsiens.